Ek groet jou vanmôre hier van die walle van die Oranje rivier, hier tussen Keimoes en Kakamas. En dit is net so wonderlik om te besef God se grootheid en sy almag waarmee hy ons in stand hou. Ek lees vir jou Psalm 129 vanmôre, vers 4. Maar die Here is goed. Hy het die bande afgesny waarmee die goddelose my vasgemaak het. Toe Israel in Psalm 129 terugkyk op sy geskiedenis, vier Israel nie dit wat hulle as 'n nasie bereik het nie, maar dit wat hulle oorleef het. Van die tyd as slawe in Egipte is Israel herhaaldelik bedreig en binnengeval deur vreemde magte. Die Midianiete, Amalekiete, Moabiete, Edomiete, Filistyne, en die lys hou net aan en aan. In die beeld vergelyk die psalmis die geweld van hierdie nasie Israel aangedoen het met 'n broer wat 'n land ploeg. Israel het keer op keer daaronder gelei. Maar die Here was self in daardie moeilike tye met Israel. Die apostel Paulus herinner ons as gelowiges vandag ook daaraan dat ons stryd nie teen vlees en bloed is nie, maar teen die geestelike magte van die bose in die hemele. Ons kan vandag ook bid dat God nie sal toelaat dat die bose sal seëvier nie. As ek vanmôre hierdie psalm lees, wil ek uitroep, U is altyd by my. En kom ons bid saam. Ewige God en Hemelse Vader, dankie vanmôre vir daardie versekering, daardie wete dat U altyd by ons is. Selfs in moeilike tye. Selfs al voel dit vir ons asof die ander nasies se oorhand kry. Ek dink aan Israel se pad deur die woestyn en U was altyd by hulle gewees, net soos U altyd by U kinders. Dankie daarvoor. Dankie dat U ons deurdra. Dankie dat ons 'n getuienis ontwikkel, selfs deur die storm en die krisis. Dat ons God, is 'n goeie God. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.